Daar is tans baie onsekerheid oor reën vir Maart en April met 'n oorgangsfase vanaf La Nina na neutraal en dan later na El Nino moontlik. Maar dit lyk tans oor die korttermyn of ons nog reën kan kry vanaf 12 tot 14 Februarie oor die somergraangebiede wat kol droogteskade begin toon. Hierdie weeroorsigg word moontlik gemaak deur Kom die Graanbemarking. Daar is steeds so 67% van ons kykers wat ons nog nie volg op YouTube of Facebook nie. Sal jy my asseblief 'n groot guns doen en dubbel seker maak, dit kos jou niks nie en dis die maklikste manier om ons te ondersteun en hierdie inhoud aan die gang te hou. Dit maak vir ons regtig 'n groot verskil en jy is ook dan deel van ons suksesverhaal en wat ons dan probeer bereik hier by AMT. So baie dankie dat jy deel van die AMT gemeenskap is. Ja, goeiedag. Ons het goeie nuus oor dele van die land in terme van reën hierdie afgelope week tot 10 dae. As ons kyk na die gemete reën vanaf 3 tot 9 Februarie, kan ons sien dat veral die Oos-Kaap, die oostelike dele, suidoostelike dele van die Wes-Kaap en dele van die Noord-Kaap en ook suidelike dele van die Vrystaat het baie goeie neerslae gekry. Dit wys miskien nie hier nie, maar plek het daar oor 100 mm voorgekom in dele van die Wes-Kaap en die Oeverberg, ook hier in die Suid-Vrystaat, dele van die Oos-Kaap. So ons is baie bly vir hierdie reën wat wel voorgekom het. Ons het ongelukkig ook baie skades gesien met vrugte, veral in die Langkloof en ook in die Koue Bokkeveld en die Ceres omgewing. So dit is ook maar wat gebeur, maar ten minste was daar reën saam. So ons is baie jammer vir die boere wat wel skade gelei het, want dit lyk nou baie groot skades. Daar's tans 'n tropiese storm genaamd Gazani wat oor Madagaskar is en dan hier in die Mosambiek kanaal gaan inbeweeg en hier teen 16 Februarie gaan dit weer terugbeweeg en dit behoort nie dan 'n te groot invloed te hê op ons weer nie. Ons sê 'n tropiese storm want dit is nie sterk genoeg. Windsnelhede is nie sterk genoeg om as 'n tropiese sikloon geklassifiseer te word nie. Dit kan as dit weer hier oor die Mosambiek kanaal inbeweeg met warmer water, kan dit weer 'n bietjie spoed optel, so ons moet kyk wat gebeur. Dit lyk nie asof dit regtige invloed weer oor die noordoostelike dele van die land gaan hê, waar die Kruger Wildtuin besig is om te herstel, so dit lyk nie asof daar darm te swaar reën gaan voorkom nie. Aan die ander kant sit ons met 'n redelike droë toestande wat nou oor dele van die somer reënvalgebied, maar veral die somergraangebied ontwikkel. So daar is tog 'n bietjie reën wat lyk my kan voorkom. Die stelsel wat oor die suidoostelike dele van die land reën gegee het, is besig om ooswaarts, noordooswaarts te beweeg. En ons kan sien hier van 11 tot 17 Februarie dat daar wel 'n klompie reën kan voorkom oor Vrystaat, Noordwes, Gauteng, Limpopo, Mpumalanga en KwaZulu-Natal. So dit behoort vir ons reën te gee of 'n klompie reën oor die somergraangebied. As ons dit so 'n bietjie afbreek, hierdie is die reënvalpatroon vir 14 Februarie en kan ons sien dat die vog hier oor die noordoostelike dele van Namibië oor Botswana afbeweeg en redelik oor die somergraangebied oorbeweeg. So dit lyk hier van 12 tot 14 Februarie dat ons wel reën gaan kry. Ons kan sien daar oor die kusgebied van Mosambiek waar die tropiese storm Gazani is, maar dit behoort weg te beweeg. Hier na 14 Februarie lyk die toestande vir reën bietjie minder gunstig weer, met minder reën wat oor die grootste deel van die somerreënvalgebied verwag word. Daar's wel weer 'n klompie vog wat oor Namibië en dan die suidelike dele van die Noord-Kaap en waarskynlik Oos-Kaap se kant toe en tuinroete in daardie gedeeltes
vir ons 'n klompie bye kan gee. So daar is weer 'n reën wat oor daardie gebied kan voorkom. Kyk ons weer 'n bietjie langer termyn, die volgende week van 18 tot 24 Februarie, kan ons sien dit is wit gekleur wat sê dis so 50-50 kans vir reën. So dis nie dat dit negatief is nie, maar dit is ook nie positief nie. So ons gaan strepe en kolle reën kry en ongelukkig sal daar dele wees wat ook droog gaan bly. 25 Februarie tot 3 Maart, omtrent dieselfde patroon, nie te negatief nie, maar ook nie regtig waar positief nie. Dit lyk tog asof temperature in hierdie volgende tyd daarin besig is om af te kom, en saam met die wolke en die reën behoort dit ook te help dat die somergrane minder skade kry. Bietjie langer termyn, die La Nina met die verskillende Nino gebiede, die boonste paneel Nino 4 nader aan Australië, onderste Nino 1 en 2 teen Suid-Amerika, kan ons sien hier in die regterkant, Februarie, dat ons nou baie naby aan neutraal is. En sekere gedeeltes begin so effens warmer as normaal word. Die see-temperature 'n bietjie dieper in, tot op 'n diepte van omtrent 300 meter, en aan die linkerkant bo is nader aan Australië, regs is Suid-Amerika, so dis op die ewenaar, so 'n dwars deursnit tot op ongeveer 300 meter, kan ons sien dat die grootste deel nou begin warmer word. Oppervlakte toe is daar nog so effens 'n blou kolle, maar baie naby aan neutraal aan die oppervlakte, maar die warmer water begin al hoe verder uitbrei, en dit behoort binne die volgende weke nou baie naby aan die oppervlakte te wees. Kyk ons na reën vir die volgende 2-3 maande. Op hierdie stadium baie onseker. Ons kan ook sien aan die reënvalpatroon hier vir Suidelike Afrika, baie kollerige effek, en dit gaan die reën wat hier nog voorspel word vir Februarie, Maart en April, gaan waarskynlik maar omtrent Februarie sin wees, so ons verwag dat Maart en April bietjie droër kan word. So opsommend, reën het voorgekom oor groot dele van die Oos en die Wes-Kaap, veral die baie droë dele, die tuinroete het reën gekry, ook in die Suid-Vrystaat, dele van die Noord-Kaap, maar daar's nog baie droë dele in die somergraangebied. Dit lyk tog asof daar so 20-30 mm moontlik is, hier van 12 tot 14 Februarie, oor die somergraangebied, en as dit daar droog word, gaan hy vir 'n week of 10 dae lyk dit of daar nie veel reën gaan wees nie, en dat ons dan die volgende reënkans eers hier na die laaste week van Februarie gaan kry. So ons hoop hierdie volgende klompie dae gaan ons reën kry, anderster kan ons redelike skade op die somergrane kry. Ons maksimum temperature is laer, behalwe oor die Weskus en die westelike dele van die Noord-Kaap, wat temperature van 40 grade nog kan kom, maar oor die grootste deel van die somergraangebied gaan ons dan laer temperature sien. So daar is nog baie onsekerheid oor reën vir Maart en April, met die oorgangsfase van La Nina na neutraal en later na El Nino, en hoe lank hierdie gaan aanhou. So ons is redelik onseker, dit lyk nie te negatief nie, maar ook nie te positief nie. Is nog steeds El Nino wat hier van die midwinter af behoort voor te kom, en negatiewe invloed op volgende jaar se reënval kan hê. So ja, dis wat ek te sê het, mooi loop en lekker boer. Baie dankie Johan. Soos gewoonlik weer baie insiggewend gewees. Hierdie episode word moontlik gemaak deur Kom die Graanbemarking. Sien weer volgende week.